Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre weet dat in hierdie wêreld van chaos is U ons God van hoop. U is ons vaste anker. U is die rots op wie ons kan bou. Baie dankie Vader dat U ons in liefde aangesien het en U geseën gestuur het om aan die kruis te sterf sodat elkeen wat aan Hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die grootste probleem van die mens vandag is nie dat hulle te min geld of te min opleiding of op die sosiale leer miskien te laag staan nie. Die grootste probleem van elke mens, ryk en arm, mooi en lelik, gewild en ongewild, is die sondeprobleem. En ons sien hoe sonde hierdie wêreld vernietig. En Here, die hartseer is dat U die fontein van lewende waters verlaat word en mense kap vir hulle gebarste reënbakke uit wat geen water hou nie. Maar op die dag van die groot fees lees ons in Johannes 7 dat U uitgeroep het: O almal wat dors het, kom na die water en kom drink. En ons wil vanmôre kom drink by die fontein van lewende waters. Vader, U het Jesus vir ons gegee. En as ons dors het, kan ons kom drink. Drink uit sy waarheid, uit sy woord. Ons verheug ons in sy karakter, in sy persoon. En wil ons vra dat U Heilige Gees vanmôre opnuut Christus deur die blaaie van die Bybel vir ons sal afskilder. En dat ons in Hom ons versadiging sal vind. En dat ons soos Salomo in die boek Hooglied sal sê, hy is my beminde en ek is syne. Ag Vader, baie dankie dat U ons uit die 4 windrigtings gebring het vanmôre om hier by mekaar te kom. Dankie dat U vir ons reisende genade geskenk het, dat ons veilig hier kan wees. En dis die gebed van my hart, Here, dat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart U ook in hierdie môre welbehaaglik sal wees, want U, Here, is my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons Hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Vriende, ons gaan vanmôre 'n samevatting van die wet van die Here hanteer, soos ons dit vind hier in Matteus 22. Nou, Matteus 22, as ons nou Exodus 20 gaan lees, dit is waar die Here die wet op die berg Sinaï vir sy volk gegee het. En hier kom die kerklei, die skrifgeleerdes, die fariseërs, die sadduseërs, die manne wat die wet van die Here ondersoek en probeer implementeer het in die volk Israel se lewens. En hulle kom en hulle vra 'n vraag om hom te versoek en sê vir hom: Meester, wat is die groot gebod in die wet? Lig vir ons een uit wat die belangrikste is. En Jesus antwoord: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Vriende, net hier 'n kort onderbreking. Die Here deel nie my lewe met iets of iemand anderste nie. Hy is 'n jaloerse God en hy vereis alleen aanbidding. Vanuit my liefde vir hierdie God vloei daar 'n liefde vir my vrou, vir my man, vir my kinders, vir my bure en selfs vir my vyande. Daarom is die vraag vanmôre: het ons die Here lief met ons hele hart, met ons hele siel en ons hele verstand? En as ons vanmôre sê ja, moet ons onsself die vraag afvra: watter tyd spandeer ons aan sy woord, in gebed en om sy naam te verheerlik, om hom beter te ken? En ag vriende, is die gebed van my hart dat U en ek sal besef dat ek en jy ver te kort skiet, en mag ons die Here vra vir 'n groter liefde in ons hart vir hom. Vers 38 sê hierdie gebod om die Here lief te hê met jou hele hart, siel en verstand, dis die eerste en groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en profete. En U weet, ek het vir U so tyd terug gesê dat iemand my eendag gekonfronteer het en my gesê het: nou, Gerard, sê vir my, wie is my naaste? Dis sê ek, ons kan lank praat oor die definisie van naaste. Dit kan jou buurman wees, dit kan iemand in nood wees, maar die Bybel sê jy moet selfs jou vyande lief hê. So, hierdie saak word gedek, elke kategorie word gedek met hierdie saak, dat my liefde vir God moet ook my liefde vir my naaste tentoonstel. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Mag die Here ons genade gee, want ons sondige hart neig altyd in ons eie rigting. Mag die Here ons genade gee om hierdie waarheid ter harte te neem, dat sy Gees dit in ons hart sal versterk, al hoe meer sal vestig, en dat ons op ons beurt 'n getuie sal wees teenoor ons naaste van die goedheid van die Here. Ons gaan staande belydenis doen van ons algemene, ongetwyfelde Christelike geloof. Elkeen gaan saam met my in hulle harte spreek die volgende woorde, daarna gaan ons spontaan sing van Gesang 245, die 4 verse soos aangebring. So kom ons staan.
Vriende, met ons hele hart bely ons dat ons glo in God die Vader. Hy is die Almagtige, hy is die skepper van die hemel en die aarde. Ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is uit die Heilige Gees en gebore uit die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nou vriende, dis baie min dat ek my eredienste begin deur dadelik die tema aan te kondig. So, hulle sê, a change is as good as a holiday, né? So, maar vanmôre gaan ons bietjie praat met u oor die gedagte as slegte dinge met goeie mense gebeur. Nou, ek gaan vir u sê waar hierdie preek vandaan kom. Hierdie week was ek besig om voor te berei aan die reeks uit die boek Psalms. Soos u weet, ons is besig met Genesis en die boek Psalms. En terwyl ek so deur Psalm 46 werk, heeltyd dan stoei ek maar om die gedagtes geordend te kry en ek sit verse by mekaar en ek vra die Here maar vir wysheid. En u weet nou van al die tragiese gebeure rondom Charlie Kirk wat gebeur het hierdie week. Nou ons gaan bietjie daaroor praat vanmôre. En 12:30 Vrydagoggend, toe kan ek nie slaap nie. So waar was ek toe gewees? In my studeerkamer. En ek het met hierdie boodskap begin, omdat dit so lank al in my gedagte draai, om met u te praat daaroor. Ek het al in die verlede daaroor gepraat, ek het al oordenkings daaroor gehou. Maar hierdie boodskap, vriende, is gebore uit hierdie worsteling in my eie siel. Waarom gebeur daar slegte dinge met goeie mense? Nou ons moet die gedagte baie goed definieer. Die Bybel sê, daar is niemand goed nie, selfs nie een nie. En as ons hier praat van goed, praat ons nie van volmaak nie, daar was een volmaakte, dis Jesus Christus. Ons praat maar van die deursnee mens met wie ons skouers skuur, wat goeie dade verrig, mense wat goeie dinge doen, gered of ongered, irrelevant. Die vraag wat mense vra, en veral na die gebeure, die pas afgelope week, is waarom gebeur slegte dinge met goeie mense? Waarom is daar soveel hartseer en elende wat gebeur? En ag vriende, ek dink met die worstelinge waardeur ek self gegaan het, en ek dink baie keer ons as predikant het alles onder die knie, en ons staan elke sondagoggend hier en praat met u asof ons alles onder beheer het, asof ons nooit worstel en stry en baie keer twyfel en baie keer stoei in ons geloof nie. U maak 'n groot fout, want u sien ook die Here werk met ons en is besig met ons om ons by sy waarheid uit te bring. En kan u onthou wat was die Here se grootste beskuldiging, as ek hierdie woord kan gebruik, vir sy disippels aan die einde van sy aardse bediening, net voor hy opgevaar het hemel toe, na sy opstanding? Hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof. Ons stoei met ons menswees. Ek sê vir my vrou dikwels, dis moeilik om 'n mens te wees. As jy vir my sê is maklik, is ek dankbaar vir jou. Maar is moeilik om 'n mens te wees, want jy het gevegte hier binne jou, jy het die stryd van buite, daar is dinge wat met jou gebeur wat jy nie verwag nie, daar's dinge wat jy nie gevra het nie, wat oor jou pad kom, en jy sit in hierdie worsteling en jy vra, waar is God in dit alles? As God soewerein is en hy's liefdevol, waarom keer hy nie sekere dinge nie? Waarom stop hy nie dat sekere dinge gebeur nie? En met hierdie worsteling het ek hierdie week ook gesit en ek dank die Here dat ek uitgekom het by 'n wonderlike antwoord. En dit is nie vir u 'n 10-punt plan vanmôre nie. Ek het uitgekom by die bron van waarheid, Jesus Christus self. En ek gaan nie vanmôre probeer begelei deur hierdie tema. Weereens, daar gaan skrif wees. Dis maar die tema om vir u te sê waaroor die gedagte vanmôre gaan, as slegte dinge met goeie mense gebeur. Nou vriende, ons almal ken seker die man, of die meeste van u, die man Charlie Kirk, gebore 14 Oktober 1993, hy is doodgeskiet die 10de September 2025 op 'n kampus in Utah, terwyl hy besig was om met studente te praat oor die waarheid van God se woord. Nou ek wil nie te veel oor die man praat, in die sin dat hy ewe skielik 'n hero word nie,
Maar hy was 'n jong man wat sy lewe gewy het aan die Here aanvanklik, 'n baie slim, intelligente man, wat aanvanklik begin het om vir hom naam te maak, by die Here uitgekom het so 'n klompie jare terug, en sy hele fokuspunt verskuif het om met studente op kampusse te gaan redeneer oor die waarheid van God se woord, wie hy is, die feit dat hy skepper is, die feit dat hy in beheer is, en hierdie man was 'n man wat jong mense in hulle massas teruggetrek het na die konservatiewe denke, en baie mense het ook by die Here uitgekom deur sy gesprekke wat hy by universiteite gehad het, eintlik die debatte wat hy gevoer het. Nou vriende, wat vir my uitgestaan het van hierdie man, ek het ook 'n klompie van sy video's gekyk, van hierdie goed wat hy geplaas het, en wat vir my uitgestaan het van hom is, eerste plek dat hy 'n briljante denker was, dat hy elke keer as vrae na sy kant toe gekom het, dit teruggevat het na die woord, en vanuit 'n Bybelse perspektief ook vir hulle gewys het, dat ons beleef 'n tyd, waar ons in breinlose inrigtings ons kinders sit, waar hulle ons kinders brein spoel om nie meer vir hulle self te dink nie. Daar is absurde leefwyses wat afgedwing word op ons kinders, en hierdie bose denkrigtings verander hulle koers, dat hulle naderhand nie meer 'n identiteit het en weet waarheen hulle op pad is en wat hulle doen nie. Hy was 'n gehate man, veral onder die wat aborsies voorgestaan het, die LGBTQ beweging, jy weet mos, lesbies, die biseksueel, die gay, die transgender en die queer, wat ook al dit is. En ek wil vir u sien, as jy nou gaan kyk na van hierdie video's, hoeveel van hierdie mense hom gekonfronteer het en hoe hy hulle uit die skrif beantwoord het. Hy was 'n jong man gewees wat jong manne opgeroep het om weer man te wees, en op te staan en te begin werk, 'n vrou te trou, 'n gesin te begin, hulle te versorg en hulle te begelei na die Here Jesus Christus. Hierdie man het in debatte met mense gepraat uit God se woord, en terwyl hy besig was met hierdie debat in Utah die 10de September, 'n paar dae terug, het 'n jong man van 22 hom geskiet, en wat my uitgestaan het, ek het 'n bietjie gaan lees oor sy lewe. So 'n paar maande voor die tyd het iemand om die vraag gevra, nou Charlie, as jy moet sterf, wat se legacy sal jy wil agterlaat? Hy sê, I wanna be remembered for courage for my faith. Dat ek opgestaan het vir waarheid. En ek wil vanmôre vir die jong mense hier vra, vir die middeljariges en die ouer mense, is ons mense wat opstaan vir waarin ons glo? Of het ons al so deel geraak van ons samelewing, ons wil nie iets sê nie, want netto word daar aanstoot gegee en gaan mense nie van ons hou nie. Jy sien, hierdie man het op 'n beleefde manier, maar ook 'n Bybelse manier met mense gepraat, en wat al sy teologiese oortuigings was, weet ek nie. Maar daar word gereken dat hy een van die manne in die afgelope klomp dekades is, jong manne, wat eintlik 'n hele nasie teruggedraai het, om te begin om weer die Bybel te bestudeer, as die enigste bron van waarheid, waaruit ons sin kan maak vir hierdie de mekaar wêreld. Nou vriende, met sy dood het baie mense vrae begin vra. Waarom Charlie? Waarom op so jong ouderdom? Hy het so baie vir die Here beteken, hy was nog so jonk, hy het 'n vrou met 2 klein dogtertjies, wat gaan van hulle word? Hy was verantwoordelik vir die massa terugdraai van baie mense na meer konservatiewe denke, veral onder die jong mense, want hulle het geluister na hom. Hy het sinvol gepraat en geredeneer. Die vraag, waarom gebeur slegte dinge met goeie mense? Die vraag word gevra, kan hy nie nog baie meer mense na God se koninkryk getrek het nie? Kon daar nie meer mense deur sy bediening by die Here uitgekom het nie? En vriende, hierdie vra aan 1 miljoen ander tuister mense in tye soos hierdie, wanneer slegte dinge met goeie mense gebeur. Mense wat poog om iets vir God en sy koninkryk te beteken. In my denke hierdie afgelope week en in die voorbereiding het ek besef, daar is een van 2 opsies, as u vanmôre so dink. Miskien is daar slegte dinge wat met u gebeur het. Miskien sit u vanmôre in 'n situasie en jy sê vir jouself, ek het nie gevra om hier te wees nie. Ek het nie gevra dat hierdie dinge oor my moes kom nie. Dan wil ek vir jou 2 opsies gee. En ek vertrou die Here dat jy saam met my die tweede opsie sal aanvaar. Die eerste opsie is, jy gaan vasdraai in jou eie denke. En dadelik
wraakgedagtes bedink of opstandig raak of rebelleer of God verwyd of wegsink in bitterheid, in woede, in aggressie en ander beskuldig vir jou situasie of vir wat met jou geliefdes gebeur het. Of die tweede ene, waarna ek u vanmôre wil begelei. Jy gaan jou aangesig na die Here draai en pleit en vra vir wysheid, dat die Here in die moeilike omstandighede jou wysheid sal gee, dat jy kan verstaan dat God in beheer is en dat die einde van ons lewe baie beter is as die begin en dit wat ons tans beleef. U sien, Charlie Kirk is nie 'n uitsondering of 'n uitsonderlike gebeurtenis of 'n uitsondering op die reël nie. Ek het hierdie week bietjie weer gaan kyk na die man Job. Onthou u die man Job, die Bybel self sê dat die Here getuienis gee oor Job se lewe. Luister wat sê die Here oor die man Job. Daar was 'n man in die land Is wie se naam Job was. En die man was vroom en opreg en godsvreesend en een wat afgewyk het van die kwaad. Vers 6 sê, en op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? Die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerfdag oor die aarde wat ek deur kruis het. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie. 'n man vroom en opreg, godsvreesend en een wat afwyk van die kwaad. En daardie opsig sê ek nie dat Charlie Kirk dieselfde was as wat Job was nie. Wat ek vir u probeer sê is, dat hierdie man, Job, het 'n regverdige lewe gelei. Selfs die Here het getuienis oor sy lewe gegee. En nou leer die Bybel vir ons, dat nadat die Here die vraag aan die duiwel gevra het, kom die duiwel en hy sê, Here, is dit verniet dat Job God vrees? Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het van alle kante rondom beskit nie? Die werk van sy hand het u geseën en sy vee het sterk vermeerder in die land. Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het, waarlik, hy sal u in die aangesig seën. Nou vriende, wat het gebeur? In een dag verloor Job 7 seuns en 3 dogters. Almal van hulle dood in een dag. Die Bybel sê 7000 stuks kleinvee in een dag is weg. 3000 kamele, 500 paar bees en 500 eselinne en 'n groot menigte slawe. In een dag verloor hy alles. Sy vrou sê vir hom, vloek God en sterwe. Vir wat wil jy nog so God dien, wat al hierdie ellende oor jou lewe toegelaat het? En wat sê Job vir haar? Soos 'n dwaas praat jy. Sal ons nie die goeie en die slegte uit die hand van die Here vat nie. God het gegee, God het geneem, geloof sy die naam van die Here. Ek wil vanmôre vir u sê, hierdie man Charlie Kirk is dood. En dan gaan een van 2 dinge gebeur. Of mense gaan in hierdie pad saam met God groei, of hulle gaan wegdraai in hulle sonde en ellende, want hulle was 'n aanhanger van 'n mens, en nie van hierdie God van die Bybel nie. U sien, hierdie tragiese gebeurtenis was deur God toegelaat. Ons kan daaroor redeneer net soos ons wil. Die almagtige God het dit toegelaat en ek pleit en ek roep na die Here dat die massas mense wat hom gehoor het, hulle aangesig na God sal draai, want hy het vinger gewys na God en gesê keer terug na hierdie God, soos Job ook vanmôre vir ons sê, keer terug na die God van die Bybel. U sien, Job as regverdige man beleef hierdie teëspoed, hierdie rampspoedige dinge. Die Bybel sê vir ons, die duiwel gaan verder onder God se toelatende wil. Hy tas sy liggaam aan dat hy siek word. Sweere van kop tot tone. Wie van het al 'n sweer gehad? Dis seer. 'n Sweer is seer. OK. Dit was so seer dat hy 'n pot skerf gevat het en sy wonde gekrap het. En luister, soos die wêreld worstel met vrae oor hierdie man se dood die week, so het Job geworstel met vrae oor sy situasie. Ons moet tog nie dink Job het daar gesit en gesing, prys die Here met blye galme, o my siel, dat's ryke stof nie. Job het gestoei en hy het vir die Here gevra, Here, wys my sonde, wys my waar ek verkeerd gedoen het.
wys my dat ek kan bely, vir 36 hoofstukke, en oor 'n tydperk van 'n klompie maande, het die Here doodstil gebly. Geen antwoord vir Job gegee nie. En vriende, aan die einde, toe die Here Job antwoord, het die Here nie vir hom in 'n 3-folio bladsy verduidelik, Job, dis wat ek toegelaat het, en dis die rede hoekom ek het gedoen het nie. Hoor hoe antwoord die Here vir Job, in sy haglike, moeilike omstandighede, met die verwerking van die dood van sy kinders, die verlies aan eiendom, sy vrou wat sê vloek God en sterwe, die swere waar hy die sig loop. Hoor wat sê die Here vir Job. Job 38, van Job 3 tot Job 38, worstel Job met hierdie vraagstukke. Here, wat het ek verkeerd gedoen? Wys my sonde. Waarom het al hierdie ellende oor my gekom? Hoor dit staan in Job 38, daarna die Here Job uit 'n storm geantwoord en gesê, wie maak die raadsbesluit daar tot duisternis met woorde sonder kennis? Job, gord dan soos 'n man jou heupe, dan sal ek jou ondervra en onderrig jy my. Vir 36 hoofstukke vra Job die Here, Here, waarom en hoekom is ek gebore? U moes my eerder by my geboorte laat sterf het. Waarom al hierdie ellende? Wat het ek verkeerd gedoen? Antwoord my as Almagtige. Nou kom die Here en hy sê vir Job, gord jou heupe, dan sal ek jou ondervra. Jy weet beter as ek, so leer jy my. Waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het. Job, sê vir my, waar was jy toe ek gesê het, laat daar lig wees, en daar was lig. Wie het sy afmetinge bepaal? Job, het jy my raad gegee hoe groot ek my aarde moet maak, hoe groot ek die heelal moet maak, hoeveel planete daar moet wees, en sterre en al hierdie dinge? Jy weet het mos. Of wie het daar oor die meetsnoer gespan, en wie het die see met deure afgesluit, toe dit uitgebreek uit die moederskoot voortgekom het jy so lank as jy lewe, die môre ontbied, die dageraad sy plek aangewys. Die Here kom gee nie vir Job 'n antwoord op al die dinge wat gebeur het in die hemele, en dit wat die vyand gedoen het nie, onder God se toelatende wil nie. Want Job sê die Here het gegee en die Here het geneem. Al wat die Here kom doen, hy kom vra vir Job, Job, weet jy beter as ek? Ons weet nie altyd waarom die Here oor ons pad goed toelaat nie. Ons weet nie. En as daar 'n predikant is wat vir jou sê, kom ek verduidelik vir jou, en hy het altyd 'n antwoord vir wat in jou lewe aangaan, is hy eintlik maar niks anderste as 'n Job 'n trooster nie. Daar's tye wat ons by 'n doodloopstraat kom, en al wat ons kan doen is om uit te roep om genade. Here God, ek sink weg in my verstaan van dinge wat gebeur. Here, al hierdie dinge raak vir my net te veel, maar ek reik die hand uit. En u hand van genade is daar om my uit te tel en my te troos en vir my hoop te gee. Ek wil vanmôre vir u sê, as slegte dinge gebeur, met goeie mense het ons nodig om ons aangesig na die Here te draai. En ek gaan vanmôre vir u 'n paar gedagtes noem, wat ek in hierdie week bietjie nagelees het, boodskappe wat ouens gepreek het oor hierdie goed, gedeeltes in die skrif wat 'n ou bestudeer het, en wil ek vanmôre vir u net 'n paar gedagtes gee, nie 'n paar antwoorde nie, maar 'n paar gedagtes om u aangesig te rig na die Here, dat u nie in vrae sal wegsink en bitterheid sal wegsink, en op die einde van die dag miskien as regter sal sit en ander se lewens beoordeel, as u nie eens hoor wat die Here sê oor hierdie bepaalde saak nie. Want ons stoei met hierdie gebeure wat oor mense se lewens kom. Die tema dan as slegte dinge met goeie mense gebeur. Vriende, die eerste wat ek raak gesien het, is goedheid en boosheid bestaan in ons gevalle wêreld. Met ander woorde, ons kan ook sê mooi en lelik, reg en verkeerd, orde en chaos, vrede en onrus, so kan ons die lys lank maak. Stem jy my saam? Al hierdie goed is aan die gang in ons wêreld. Goedheid en boosheid bestaan in ons gevalle wêreld. Waar kom dit vandaan?
Die Bybel leer vir ons in Genesis 1, wat saam met my die reeks volg, sal weet dat die Here alles goed geskaap het. Aan die einde van die skepping, toe sê die Here, dit was baie goed gewees. Die Here gee een opdrag aan die mens, hulle mag nie van die boom in die middel van die tuin eet nie. Daai vrug mag hulle nie van eet nie. Die dag as julle daarvan eet, sal julle sterwe, sê die Here. Adam en Eva eet van die vrug, die Bybel sê hulle word uit die tuin gewerp. Hierdie harmonie wat daar was tussen God en die mens word gebreek deur sonde, deur ongehoorsaamheid. En ons sien nadat Adam en Eva uit die tuin gaan, kom sonde in die wêreld, dood, moord, geweld, pyn, haat, nait. Al hierdie dinge word deel van ons lewe. Soveel so dat die eerste 2 broers nie oor die weg kon kom nie. En die Bybel sê Kain het vir Abel doodgeslaan. Genesis 6 lees ons van die groot wêreldvloed waar die Here die mensdom met water oordek het oor hulle sonde. 8 mense word gespaar, Noag, sy vrou, sy 3 seuns met hulle vroue. Ons gaan vinnig deur, ons kom by die berg Sinaï aan. Onthou u die berg waar God sy wet gegee het? Hier hoor die volk hoorbaar hoe God praat en die Here sê vir hulle, hier is die weg, wandel daarop. Wanneer jy links of wanneer jy wil regs afwyk, die basiese voorskrifte van hoe om te lewe. En ek wil vir u sê, vriende, dis reg om hierdie basiese beginsels vir elke mens deur te gee. Alhoewel niemand daar kan by uitkom sonder die krag van die Here nie, het ons nodig om hierdie waarheid dan weer te kommunikeer. Meeste van u weet seker dat die Romeins-Hollandse reg waarop ons regstelsel gebaseer is, kom direk van die 10 gebooie, kom uit die Bybel. 'n moordenaar moet die doodstraf kry. 'n verkragter moet in die tronk sit. 'n dief moet in die tronk sit. Dis beginsels. En die kerk het heeltemal hierdie dinge verloor, want u sien, onder die vaandel van liefde wil ons almal en alles akkommodeer. Belangrik het ons sal sien, reg en verkeerd is in die Bybel opgeteken en die Here gee vir ons baie duidelik sekere voorskrifte sodat ons kan lewe om hom te verheerlik. Die meeste probleme in huise, die meeste probleme by werksplekke, in 'n land, is wanneer die waarheid van God se woord eenkant geskei word. Ons probeer mense klomp goedjies leer om hulle self te ontdek en hoe meer jy, hoe sondig jy in jou wese is. Daarom beleef ons wat ons beleef, voordat sê die Bybel vir ons, Romeine 1 vers 18, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar, oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid wat doen? Die waarheid onderdruk. Luister, 'n biologiese seun, wat ewe skielik 'n dogter wil word, weet in sy siel, hy's nie 'n dogtertjie nie, hy's 'n seun, hy weet dit, maar hy onderdruk hierdie waarheid en sy pa en sy ma help hom in hierdie boosheid, om hierdie waarheid te onderdruk, en ons almal vou hande en ons sê, ag, hierdie kind moet maar net sy potensiaal uitleef. Dis waarvoor God hom geskaap het. Nee, God sal hom oordeel vir hierdie boosheid. Waarom? Omdat hy die waarheid onderdruk. Luister, vers 19, omdat wat van God geken kan word, en hulle openbaar is, want God het aan hulle geopenbaar, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan, en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Waarom is Charlie Kirk vermoor? Omdat hy opgestaan het vir basiese beginsels, reg en verkeerd. Hy was bereid om sy lewe te gee vir waarheid. Is ek bereid om nog op te staan en vir mense te sê, dit is reg en dit is verkeerd, want God sê so. Nie Charlie nie, nie Job nie, nie Paulus nie, God sê so. En ons hou sy waarheid hoog. Vers 21, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, om nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Vriende, ek vra u, doen bietjie moeite om te lees wat die deursnee professor op universiteit vandag kwytraak. Ek wil vir u sê, daar is een ding wat tekort skiet vandag, en dit is common sense. Dis asof
hierdie professore agter 'n graad skuil, maar hy kan nie 'n logiese gesprek voer oor basiese dinge wat reg en verkeerd is nie. En waarom is dit vandag so? Want die kerk is doodstil. Die kerk sê niks meer nie. Ons is te bang, ons gaan ons kinders verloor en ons gaan familie en vriende verloor. Die Here sê wie 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Waarom gebeur hierdie dinge? Met mense wat opstaan vir die waarheid. Waarom? Want die wêreld is gehul in die mag van die bose. En die Bybel sê vir ons baie duidelik dat God in sy wonderlike woord ook vir ons leer dat hy die dag en die uur bepaal waarop in sy heerlikheid sal wees. Hoor, dit staan in Psalm 2 vers 1. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen die gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend druk en hulle toue van ons afwerp. Ek sê vanmôre vir iemand toe ek by die kerk aankom, vriende, eintlik gaan dit goed in Suid-Afrika. In Amerika is daar chaos. Onder die Biden regering, en ek wil nie vanmôre politiek praat nie, daai man is skens in sy boosheid. En sy regering onder was skens in die toepassing van hulle boosheid. En ons beleef in 'n groot mate dieselfde. Ons sê as hierdie party aan bewind kom, sal dit beter gaan in Suid-Afrika. Dit sal nie. Solank jy liberaal is, solank jy God se woord een kant skuif, wat sal gebeur? Jy sê ek wil God se bande, ek wil God se woord nie meer in my huis, in my midde hê nie. En die oomblik wanneer God se woord uitgeskei word, tree chaos na vore, wanorde, boosheid, sonde wat geakkommodeer word. Wat vir my seker die aangrypendste die afgelope tyd is hoeveel ouers, vriende wat vroeër jare opgestaan het teen sekere boosheid, dit nou akkommodeer omdat hulle kinders en kleinkinders in die sonde verval het. Sies vir jou, as jy so vinnig God verraai en verloon, omdat jou kinders en kleinkinders in hierdie boosheid verval. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, jou hele verstand. Die gedagte, goedheid en boosheid bestaan. Ek gaan vir u nog net hierdie verse lees, dan gaan ons aan na die tweede gedagte. Spreuke 10 vers 7 gee altyd vir ons die kontras. Die nagedagtenis van die regverdige is tot seën, maar die naam van die goddelose vergaan. Onthou u die Floyd ou wat doodgemaak is in Amerika? As ons dink aan hom, wat dink ons aan? Chaos. Die stad afgebrand. As ons dink aan Charlie Kirk, wat dink ons aan? Mense wat saam gebid en God gevra het verwys het dat hierdie waarheid verkondig sal word. Ek probeer vir u die kontras stel. Ons is in 'n geveg teen lig of tussen lig en duisternis. U kan nie neutraal wees nie. Ek en jy kan nie neutraal wees nie. Daarom moet ons ook staande bly, al gebeur daar dinge wat ons nie altyd verstaan nie. Die mond van die regverdige is 'n fontein van lewe, maar die mond van die goddelose verberg geweld. Die tong van die regverdige is uitgesoekte silwer, die hart van die goddelose is min werd. Die lippe van die regverdige help baie mense reg, maar die dwaase sterf deur gebrek aan verstand. Wanneer 'n stormwind verbygaan, is die goddelose nie meer nie, maar die regverdige is vir ewig gegrondves. Vriende, die eerste antwoord, waarom gebeur slegte dinge met goeie mense? Goedheid en boosheid bestaan in ons gevalle wêreld. 11 van die 12 apostels het 'n marteldood gesterwe. Uitgesoektes van God. Mag u en ek leer daaruit, dat in hierdie bose wêreld moet ons staan vir God se waarheid, al kos dit ons 'n prys. Die tweede gedagte, geen mens is gevrywaar van slegte dinge wat gebeur nie. In ons gevalle wêreld is ons almal aan die sondeval en die effek daarvan onderworpe. Nie een is gevrywaar daarvan nie. In die kerk waarin ek groot geword het, staan daar in hulle belydenisskrif dat die Here aan die kruis gesterf het, dat ons van ons geboorte tot ons dood gesond moet wees. Ja, hoe belaglik. Hoe belaglik dat sulke leerstellings in 'n kerk gepromoveer word, terwyl God se woord vir ons sê, nie een van ons is gevrywaar van siekte, hartseer, pyn en selfs die dood nie. U sien, dis wanneer ons hierdie waarheid begin bestudeer, dat ons agterkom dat selfs die manne van God deur geweldige stryd gegaan het. Een van die aardsvaders, nou ons praat van 'n aardsvader, is dit maar die God van Abraham,
Isak, Jakob. Okay, uit Jakob is hoeveel gebore? 12 seuns. Okay, en daardie 12 seuns, baie interessant as jy Openbaring 21:22 gaan lees, gaan hulle 12 name staan op die 12 poorte van die Nuwe Jerusalem. So dink u dat Jakob 'n belangrike figuur in die Bybel is? Ek dink so. En hoor wat sê Jakob oor sy lewe. Hy sê nie soos Joel Osteen, every day is a Friday. Nee, hy sê en Jakob het geantwoord, hy praat nou met Farao, hy sê die dae van my jare van my vreemdelingskap is 130 jaar. Min in getal en vol teëspoed was die dae van my lewensjare en hulle het nie gehaal by die dae van die lewensjare van my vaders gedurende die dae van hulle vreemdelingskap nie. Min in getal en vol teëspoed. Dank die Here vir die goeie en wonderlike dae. Maar dink mooi, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Party oggende staan jy op met 'n lied in jou hart en jy's amper soos ou Bless Bridges of Guy Korsten sing met my 'n lied van die lewe tot 11 uur. As hy foon lê en jy sit hy foon neer en jy dink by jouself, jou elendeling, as ek jou in die hande kry, dan ruk ek jou bors oop. Nee, dis hoe dit gebeur. Ons lewe in 'n lewe vol teëspoed en kinders van die Here moet besef en verstaan, niemand is gevrywaar. Al is jy hoe heilig, is jy nie gevrywaar van slegte dinge wat gebeur nie. Ongelukke, siektes, pyn, verliese, die dood, al hierdie goed kom na ons kant toe. Job 5:7 sê, maar die mens word vermoeite gebore soos die vonke boontoe vlieg. Jy al gesien as jy 'n lekker groot vuur maak en daai hout begin brand, hoe skiet daai vonke op? Kan jy daai vonke tel? Dis hoeveel moeite ons as mens sal hê. As jy dink jy gaan vir jou Ethiopië op aarde skep, dink weer. Hierdie wêreld is gevul met hartseer, met moeite en verdriet en niemand is gevrywaar daarvan nie. Job 14:1, die mens uit 'n vrou gebore is kort van dae en sat van onrus. Toe my skoonma hier op 586 87 kom, toe kom ek agter wat hierdie vers beteken. Dis asof elke dag vir jou net 'n groot stryd is en as jy jou oë nie na God rig nie, sal jy nie daardeur kom nie. Hoor wat sê Jesus self, dit het ek vir julle gesê, Johannes 16:33, dat julle my vrede kan hê, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Luister, in wie moet ons vrede vind? Die Here sê in my, want dinge kan verander. Hierdie Charlie Kirk se vrou het 'n paar minute voor hy begin het met hierdie debatvoering 'n boodskapie vir hom gestuur in die volgende oomblik dis haar man dood. 31. As jou vrede nie geanker is in die Here nie, het jy niks om aan vas te hou nie. Hoeveel kinders is daar wat die pa net uitstap uit die huis uit en hy vat 'n ander vrou en hy los hulle en hy sê, ek wil niks met julle te doen hê nie. As jy nie Christus het nie, het jy niks om aan vas te hou nie. As jy jou werk verloor, as jy miskien deur geweld oorval word, sê Christus, in hom moet ons vrede hê, want hy het die wêreld oorwin. Paulus sê ons het hierdie skat, dit is die feit dat God in ons woon deur sy gees, in 'n erdekruik. Nou, wie van u dra kennis van hoe 'n erdekruik gelyk het? Dis maar 'n ou kleipot gewees en as jy hom so stamp teen die kant, stikkend. Ek en jy's 'n erdekruik. Luister, hierdie erdekruik word nou vrek oud. Ek sien nou toe die baartjie weer terugkom, hy's meer grys as wat hy laas week was. Die krag is minder, die erdekruik is besig om te kwyn. Die Bybel sê, die krag van God is in hierdie erdekruik. Daarom staan ons nie vir ons krag en ons mag nie, ons staan vir die waarheid van God se woord. Want dit is nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, so spreek die Here. Die Bybel sê ons het hierdie skat in 'n erdekruik, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. In alles word ons verdruk, ons is nie te neergedruk nie, ons is verleë maar nie radeloos nie, vervolg maar nie verlate nie, neergewerp maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in ons liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Christus in ons sterflike vlees openbaar kan word.
So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. Een van die grootste kerkfigure is die man Johannes Calvijn. Jy moet bietjie gaan lees deur wat 'n siektes daai man geworstel het. 'n Siek man tot die dag van sy dood. Ek dink hy's dood op 57. Maar hier die erdekruik wat besig was om te verbrokkel, het waarheid neergepen wat deur die eeue weer klink, sodat siele rus kan vind in die skadu van die kruis en by die man van Golgotha, Jesus Christus. My voorlaaste gedagte, redes waarom die Here die dinge toelaat, waarom slegte dinge met goeie mense gebeur. Redes waarom die Here dit toelaat. U moet saamvolg dat u nie iets verloor nie. Hier is 'n hele klompie punte. Ek is baie jammer daaroor, maar u moet dit saam met my volg. Dit is waarhede wat die Here hierdie week baie duidelik op my hart afgedruk het. Eerste plek, die sondeval of die gevalle toestand van die skepping. Waarom gebeur hierdie dinge in ons wêreld? Romeine 8 vers 19 sê, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat het onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word, van die slawerny van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet, dat die hele skepping tesame sug, en tesame in barensnood is tot nou toe. Ons is nie hier om die planeet te bewaar nie. Ja, ons moet die skepping, dit wat die Here aan ons toevertrou het, as goeie rentmeesters bestuur, maar ons is nie hier to preserve the planet nie. Ons is hier om vir hierdie gevalle bose wêreld te sê, hierdie wêreld is bestem om te vergaan. Ek dink as die groen mense Openbaring gaan lees, sal hulle almal 'n hartaanval kry. Want die Here gaan hierdie plek skud. En dan gaan vuur van die hemel neerdal. En die Here gaan hierdie ozonlaag skeer. En mense gaan agterkom dat hierdie plek vir ons 'n tydelike blyplek was. Maar dat daar ewige heerlikheid vir ons is. Hoor wat sê die Bybel, die hele skepping sug. Partykeer sê ek vir mense, as daar die sug op die grond geval het, sal daar nooit iets weer groei nie. Jy weet mos, partykeer sit jy net en jy sê, die Bybel sê die skepping sug, verlang dat God die nuwe hemel en die nuwe aarde gaan kom vestig. Daarom ons lewe in 'n gevalle wêreld, moenie 'n utopia verwag nie. Tweede gedagte, lyding en selfs die dood kan 'n straf vir sonde wees. Hoor wat sê die Bybel, Rigters 2 vers 11, en die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, hulle die Baals gedien, vers 13, maar toe hulle die Here verlaat en die Baals en die Astartes dien, het die toorn van die Here teen Israel ontvlang, en hy het hulle oorgegee in die hand van rowers wat hulle beroof het, en hy het hulle verkoop in die hand van hulle vyande rondom, sodat hulle nie meer kon standhou voor hulle vyande nie. Waarin hulle ook al uitreik, was die hand van die Here teen hulle ten kwade, soos die Here gespreek en soos die Here vir hulle gesweer het. So dit kan gebeur, dat daar slegte dinge gebeur met mense wat met sonde besig is, maar nie altyd nie. Want die Bybel leer vir ons in Johannes 9 vers 1, die jong man wat blind gebore is, ouer geword, en die Bybel sê, en toe Jesus verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af, en sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie. Maar die werke van God moet aan hom openbaar word. Wat probeer ek vanmôre vir u sê? Moenie alles probeer uitpleis, of probeer, die Engelsman sê dit mooi, uitfigure, tot op daardie punt dat jy amper by waansinnigheid kom nie. Somtyds laat God sekere dinge toe, om jou by die kruis uit te bring. Om jou by hierdie plek uit te bring, waar jy besef, my grootste nood is nie tydelike voordeel, of tydelike gemak nie, maar is dit wel met my siel, as ek sterwe, ken ek die Here. So dit kan wees, dat dit sonde kan wees, maar nie altyd nie. God kan Satan toelaat om lyding oor ons te bring, ons het reeds gepraat uit Job 1 en 2. 'n vyfde gedagte, dit kan God se geregtigheid vertoon. Romeine 9:19, jy sal af my sê, waarom verwyd hy dan nog? Want weet sy wil weerstaan, maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê, waarom het u my so gemaak nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie?
Hoe dikwels sê ons, as ek net oë gehad het soos daai ene, sulke glas helder blou oë, soos die see. Dan moet dit nie Bellito se see wees nie, ek wil net vir jou sê, want dit is nie blou meer nie. Of as ek maar net sulke mooi blonde hare gehad het, of as ek maar net daar die rykdom gehad het, of as, waarom laat die Here toe het hierdie armoede oor ons gekom het, en waarom het die Here toegelaat dat ek my arm breek, of my been verloor, of in 'n ongeluk kom, en wat die Here vir ons hier wil kom sê is, klei, luister, klei, jy's nie die pottebakker nie. Jou lewe behoort nie aan jouself nie. Jy's op hierdie pottebakkerswiel, God is besig met jou. En die grootste vrede kom daarin wanneer jy sê, Here, my alles op die altaar. Ek besef ek behoort nie aan myself nie. U is besig om my te vorm. Vers 22, en as God, al wil hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn vir die verderf toeberei is, verdra het. Juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid, wat hy voorberei het tot heerlikheid. Ons naamlik wat hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene. As God wil, kan hy vandag elke goddeloos op hierdie aarde verdelg. As hy wil, want hy is God. Die feit dat hy het nie doen nie, sê hierdie gedeelte vir ons is omdat hy lankmoedig is. Lankmoedig beteken sy genade word lank uitgerek. Daarom moet ons vanmôre nie die goddelose beny nie. Ons moet seker maak ons is kinders van die Here. Ons moet bereid wees wanneer die Here oor ons lewens goed toelaat dat ons sal buig onder sy gesag en sal sê, Here, watter goeie wil u uitbring uit hierdie slegte wat met my en my huis gebeur het. Die 6de gedagte, dit kan sondaars tot bekering bring. Ek wil vir u sê, as u bietjie die sosiale media dophou, is daar 'n massa vertoon. Hierdie video's word wyd en suid versprei, en daar is 'n terugkeer na die waarheid van God se woord. Of almal gered gaan word, weet ek nie. Ek is nie 'n profeet om vir u te sê, of die Here wat sien wat in harte aangaan nie, maar ek dank die Here, dat die dood van 'n jong man, mense weer oproep om te sê, wat sê God se woord? Kom ons keer terug na die waarheid van God se woord. Psalm 119:71 sê, dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek die insettinge sou leer. Die 7de gedagte, dit kan gebruik word om God se koninkryk te bevorder. 1 Petrus 4:12, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot die beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Ons almal onthou nog vars in ons gedagtes die COVID leen, wat deur die ryk mense gepromoveer was om geld te maak. Jy moet tog nie dink COVID was iets anders as 'n griepvirus nie. Was 'n leen wat versprei was om mense ryk te maak. Maar hoor gou, in daardie tyd het hoeveel predikante wat hulle kerke oopgemaak het, in tronke beland. Dr. John MacArthur, wat so 'n paar weke gelede oorlede is, het sy kerk oopgemaak en hy was in 'n regsgeding met die stadsraad van die omgewing waar hy is in Los Angeles. Hulle het hom gedreig om hom toe te sluit. En vriende, uit hierdie hartseer en uit hierdie pyn, het sy kerk met massas wêreldwyd gegroei. En ek moes later terugkyk in skaamte oor my eie lewe en sê, Here, hoekom was ek nie bereid om op te staan teen 'n regering wat met boosheid die deure van die kerk toesluit, omdat dit 'n nie essensiële plek is nie. Die kerk van Jesus is meer essensieel as Pick n Pay en as Checkers. En daarom moet ons begin opstaan. Want as slegte dinge gebeur, moet ons opstaan vir die Here Jesus, want hy gebruik dit om sy koninkryk te bevorder. Dank God dat ons leer uit ons foute. Die Bybel sê maar, na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Na hierdie stryd met hierdie regering, kon jy gesien het hoe ou oom Johnny Mac agteruit gegaan het. Hy's nou in die heerlikheid. Hy het die goeie stryd gestry. Hy het die wedloop volëindig. Hy het die geloof bou. Wat ek vanmôre vir jou wil sê is,
Moenie te veel kwel oor waarom gebeur slegte dinge met goeie mense nie. Vra jouself die vraag af, as ek weergebore, en as God vandag my lewe kom neem, sal ek by hom in sy heerlikheid wees. Die laaste gedagte, die Here laat hierdie goed toe om ons te heilig. Romeine 5 vers 3, nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, die lydsaamheid beproefdheid, die beproefdheid hoop. Die hoop is skaam nie, omdat die Heilige Gees, of verskoon, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. En nou gaan ek my boodskap afsluit. En vriende, dit was vir my seker die treffendste van hierdie boodskap wat ek voorberei het. Die grootste onreg in die mense geskiedenis was nie Job nie. Het was nie Charlie Kirk nie. Het was nie die apostels nie. Dit was ons Here Jesus Christus. As daar een was, wat nie verdien het, om behandel te geword het soos hy behandel is nie, was dit ons Here Jesus Christus self. Hy was die enigste een, wat goedheid in sy wese tentoongestel het. Die een sonder sonde, die een heilig en onberispelik, God wat mens kon word het. Die grootste onreg, vriende, was die onregverdige marteling en dood van ons sondelose skepper en redder Jesus Christus. Vriende, luister. Ons almal wat vanmôre hier sit, almal wat hierdie boodskap sal luister, ons almal verdien in 'n mindere of 'n meerdere mate lyding, pyn en selfs die dood. Ons het al male sonder taal die heilige verordeninge van God oortree. Tog skenk hy ons nog daaglikse genade. Maar wat het Christus gedoen? Wat het Christus gedoen? Ek vra vanmôre vir jou om hieroor te dink. Want baie mense sê, ja, Christus het vir ons kom sterf, en weet jy, ons verstaan nou, dit was miskien bietjie onregverdig, maar ons kry daarom 'n voordeel daaruit. Ek wil jou vra, dink mooi in die vraag wat die wêreld vra, waarom gebeur slegte dinge met goeie mense? Dan wil ek jou antwoord, daar is niemand goed nie, selfs nie een nie, sê die Bybel. In 'n groot mate verdien ons almal pyn, lyding, hartseer en selfs die dood, maar Christus het dit nie verdien nie. Maar hoor, dis die hart van die boodskap. Hebreërs 4:15, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee nie, een wat in alle opsigte versoek is soos ons, maar sonder sonde. Hebreërs 7:26, want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het. Hierdie sondelose, volmaakte lam het na hierdie aarde gekom. God drie-enig het van ewigheid af bepaal dat sy seun sou kom om te sterf vir skuldige mense soos ek en jy. As jy vanmôre jouself verontskuldig, pleit ek by jou. Dat jy jouself in die spieël sal gaan kyk vanmiddag en vir jouself sal sê, Gerard Bekes, wat ook al jou naam vanmôre is, jy is skuldig voor God. Jy verdien sy oordeel, jy verdien sy straf, sy toorn. Maar ook dat jy op daardie punt sal kom om te besef, dat hierdie onskuldige lam, hierdie een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, die sondedraer geword het. Luister, elke een wat 'n aandeel gehad het in hierdie bose optrede van Jesus se sterwe, die verraad, die verloning, die baard uitdruk, die vuis slaan, was nie, luister vanmôre, was nie pionne, wat volgens hierdie, soos ons weet, hierdie marionetpoppe opgetree het nie. Hulle het bewustelik keuses gemaak om hierdie God te kruisig, om hom weg te kry in die samelewing, want hy het gesê, as iemand agter my wil aankom, dan moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want jou en my lewe behoort nie aan onsself nie. Dit behoort aan Christus. Hy het hom gekruisig, nie omdat hy brode vermeerder het nie. Hy het hom nie gekruisig omdat hy barmhartigheid bewys het, dooies opgewek het nie. Hy het hom gekruisig omdat hy gesê het, as jy agter my wil aankom, verloon jouself en volg my. Die Bybel sê dit vir ons baie duidelik in Johannes 3 vers 17. God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat aan hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy het nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God. Die vers 19, hier is die antwoord, waarom Christus gekruisig is.
waarom die apostels 'n marteldood gesterf het, waarom hierdie jong man geskiet was. Dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig. Want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig dat sy werke nie bestraf mag word nie. Waarom het hulle Christus gekruisig? Want hy het gesê, ek is die lig. As iemand in die lig wandel, sal hy lewe en lewe in oorvloed geniet. Vriende, die kerklei, die fariseërs, die sadduseërs, Pilatus, Judas, die Romeinse soldate, die Jode, almal was skuldig aan die moord van Jesus en hoor. En tog het God iets goeds daaruit laat voortkom. Hy hang daar aan 'n kruis tussen hemel en aarde. Hy is so geslaan, die Bybel sê hy het nie meer die gestalte van 'n mens gehad nie. En hy hang daar aan 'n kruis en hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Hy gee die lewe en die goed wat daaruit na vore kom is. Hoor wat sê die Bybel. Hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtigheid sy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. As jy vanmôre nog in jou sonde sit, wil ek vir jou sê, is dit 'n gevaarlike plek. Want jy vertrap die bloed van Christus. Jy verloon hierdie Christus wat sy lewe gegee het, sodat jou lewe heel gemaak kan word. Sodat jy sinvol kan lewe, dat jy kan God verheerlik in jou lewe, dat jy kan uitstaan as 'n ambassadeur van die koning van die konings en die Here van die leerskare. Somtyds gebeur daar slegte dinge met goeie mense in ons oë. Maar daar was geen groter onreg gepleeg as die dag toe Christus aan die kruis vasgenaal is nie. En God bring goed uit hierdie hartseer gebeurtenis. As jy vanmôre weergebore is, kan jy sê, daardie goed het deel van my lewe geword. As kind van die Here, daar al baie dinge met jou gebeur. Jy het al met baie vrae geworstel. Baie hartseer en ellende het al oor jou huis gekom en oor jouself. Het ek vanmôre vir jou 'n 10-punt antwoord, 'n 10-punt plan om te volg. Ek sluit af met woorde wat jy moet gaan memoriseer. Al wat ons kan bely as ons aan die einde van onsself gekom het, is oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee dat hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Ek sluit af met die woorde waarmee ek begin het. Jy gaan of wegsink in 'n 1001 vrae, in woede, in aggressie, in verwyte, in die wens dat jou lewe anders te was, of jy gaan jou hart terug na hierdie man van Golgotha, die vredevors, wat vir jou sê, kyk, ek is met jou, tot aan die volëinding van die wêreld. En as dit kos dat dit jou lewe gaan kos, mag dit wees tot verheerliking van sy wonderlike naam. Mag dit 'n tyd wees waar jy miskien deur stryd moet gaan. Mag jy dit geduldig dra tot verheerliking van sy naam. Want die einde is baie beter as die begin. Die heerlikheid kan nie opweeg teen die lyding wat ons nou ervaar nie. Goed gaan gebeur. Maar rig jou oë na die hemele, van waar jou en my hulp vandaan kom. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Kom ons bid saam. Vader, so 'n tragiese gebeurtenis moet plaasvind dat ons opnuut ons harte na U sal rig. Om te besef, ons is nie gevrywaar van stryd, van pyn en selfs die dood nie. Dankie dat U ook goed bring uit die kwaad wat ons aangedoen word. Vader, bo alles dankie dat die marteldood van Christus vir verlore sondaars hoop bied, vergifnis
en 'n ewige toekoms saam met U. Daarom help ons om nie in hierdie laat uur stil te bly en met kompromie poog om mense te behaag nie, maar dat ons met liefde, met deernis, met sagmoedigheid, maar ook met 'n ferm hart kan sê, so sê die Here, Here. U weet hoeveel van u kinders sit vanmôre hier met erge stryd. Hulle het nie daarvoor gevra nie. Dit het oor hulle gekom. Mag hulle aangesig rig na u en weet dat u nooit oor ons lewens iets toelaat sonder rede, sonder 'n doel en sonder 'n bepaalde uitkoms nie. Skenk genade, Here, dat ons sal vashou aan u. Want o diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Ons aanbid u, die pottebakker, en ons buig voor u as die klei. Vorm ons en maak ons, net soos u wil. Op u slegs wag ons, nederig en stil. Vader, verheerlik u self deur die Seun in die kragvolle werking van u Heilige Gees. Amen.